Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir volgenskrantbesprekings en Tanya de Ventebyker sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Tanya. Môre julle. Ek wil net sê baie van die artikels in die Rooi Rose is ook geskryf of word Nee, die raar. Ja, so journalisties. Ek wil sê as jy daai twee wat jy genoem het, die Silje Brink onderhoud was 'n absolute hoogtepunt. En Willem Botha, sy hart, hy's so nederig en hy het al soveel bereik. Regtig, so koop 'n tydskrif en red die bedryf asseblief, ons bedryf bloei. Netwerk 24 en Times wat hierdie week gesê dat hulle mense moet aflê, so asseblief Gaan koop die tydskrifte. Tanya, ons begin vanoggend met die leerders wat met gaan skool toe. Ja, dit bly vir my 'n interessante saak om te dink dat in die Wes-Kaap is leerders reeds geplaas in skole, die saak is afgehandel. Gauteng sukkel. So dit het Woensdagoggend oopgemaak, die 5de Augustus, en in die eerste 4 ure is daar reeds 210,000 aansoeke vir toelating ingedien. Daar was ouers wat al 7:30 die oggend by aanlyn stelsel gewag het om in te gaan. En tog sê die departement van onderwys dat dit nou goed gaan, die proses werk vlot, die stelsel werk goed. Ek moet vir jou sê, hierdie jaar is ek iemand wat persoonlik self deelneem aan hierdie stelsel. Ek moet my dogter inskryf vir graad 8. Aan my kant het dit baie vlot verloop. Ek kon op die stelsel inkom, ek kon my dokumente oplaai. Ek weet nie wat jy doen as jy nie toegang het tot hierdie stelsels en internet en so aan nie. Egter is dit nog net die aansoekgedeelte. Nou moet hierdie leerders almal geplaas word. Ons kyk na meer as 2 miljoen leerders in Gauteng wat oor meer as 2000 skole geplaas moet word. En ek kyk byvoorbeeld na die aansoeke wat ontvang is, ek dink dit is by Hoërskool Langenhoven in Swane, ek sal nie sê Pretoria Wes heeltemal nie, dit is so tussen Pretoria Wes en Pretoria Moot, Hoërskool Langenhoven, wat 1168 aansoeke vir graad 8 gekry het. Ek kan nie dink die skool het die kapasiteit om daai te dra nie. Hulle het baie aansoeke gekry, dan het Alberton High School ook 1098 gekry, en Hoërskool Acacia wat ook elke jaar 'n brandpunt is, 917 aansoeke. As ek moet raai, kan 'n graad 8 klas 300, 400 leerders max wees. Ek weet van die skole slegs 250. Ja. So waar plaas ons hierdie leerders? Daar's 'n tekort aan township skole veral. Absoluut. As jy dink in die suide van Ekurhuleni, dan dink mense aan Thokoza, Vosloorus, die plekke waar daar mense uit die township uit na ander skole soek, dieselfde met soos Mangowe, Garankuwa, Hammanskraal, die noorde van Tshwane. Dan vra mense die vraag, maar waar is die skole wat daar moes ontwikkel word? En mense verstaan dat die brandpunte warm onder die kraag. Ja, waar mense verstaan dat die areas is waar mense eerste inbeweeg as hulle stede toe kom. En daar is 'n massa verstedeliking. Maar waar is daardie skole wat daardie nuus veronderstel is? Wat al lankal beloof is. Waar is daai skole wat lankal beloof is? Ons het 25,000 ekstra inskrywings hierdie jaar. Waar gaan daai kinders geplaas word? En ek het 100% begrip daarvoor as jy in 'n laerskool in Garankuwa was, maar jy wil nou in Langenhoven Hoërskool wees vir 'n beter toekoms. Verstaan dit ten volle. Ek sou dieselfde ding. Waarom is daar nie ordentlike skole al gebou nie? Ons is al 30 jaar sedert 1994, 32 jaar. Ja, absoluut. Dis hoogtyd. Onderwysdepartement trek vinger. Goed, dan moet ons praat oor strenge regulasies vir buitelandse werkers. Ons almal sê ja, dit is soos die wet werk en veronderstel is om te werk. Ja, ek vra myself wel af in hoe mate word buitelandse werkers geblameer vir probleme in ons land wat nie noodwendig hulle probleme is nie. Ek het gehoor March to March het hierdie week gesê daar's nou minder misdaad in Durban. Wil jy vir my sê die 80,000 mense wat uit die land uit is, het 'n algemene misdaadverlaging veroorsaak? Goed, dan is dit dalk so. Ek sukkel om te by daaraan. So afgelope Woensdag is daar nou 'n nuwe wet ter tafel gelê in die parlement waar hulle strenge regulasies in plek wil stel vir as jy buitelandse werknemers in diens wil neem. Jy moet letterlik kan bewys dat daar niemand in jou omgewing is wat hierdie werk kan doen wat 'n Suid-Afrikaanse burger is nie. Daar gaan boetes uitgereik word. Onthou, dis nog nie wet nie, dit is 'n voorgestelde wet. Daar gaan boetes uitgereik word, R100,000 vir die eerste oortreding, ek dink R250,000 vir 'n tweede oortreding, en so gaan dit aan, ja, tot R1 miljoen of 10% van 'n onderneming se jaarlikse omset as jy dan nou nie hou by hierdie reëls nie. En voor jy nou benoud raak, ek dink nie dat hulle op privaat huise gaan fokus nie. Ek dink hulle gaan in die eerste plek op besighede fokus wat buitelandse werkers in diens neem. Dit is 'n uitdaging. Dit is 'n uitdaging. Ek dink nie hierdie regulasies of sou hierdie wet deurgestoot word, sou dit nie anders wees as in enige ander lande nie. Ek dink baie lande werk sodat jy eers moet kan bewys dat daar niemand is in daai land wat die werk kan doen voordat jy iemand aanstel. Ek dink hierdie is ongelukkig een van daai kwessies wat baie mense vir
deeltyd gesaai in die land. As gevolg van presies wat jy gesê het, kan ons die buitelanders blameer vir al die foute wat daar is in die land. Vir die lae werkloosheidssyfer, ek dink nie so nie. Seker nie, moes ons seker lankal strenger reëls in plek gesit het vir ons grense en grensbeheer. Ja, moes ons by 'n kookpunt gekom het? Nee, seker nie. So dit gaan interessant wees om te sien Ek dink ook hierdie feit dat die regering en die partye dit so hard dryf, is natuurlik, moenie vergeet, 'n munisipale verkiesingsjaar nie. So hulle soek enige bal om mee te speel. Dan oor na die Mlanga-kommissie. So, verlede jaar Desember was daar al 'n eertydse eerste verslag, 'n tussentydse eerste verslag op die president se tafel. In Mei was daar 'n tweede verslag op die tafel gewees. En dan verwag ons nou teen November 'n finale verslag. En dis interessant om te sien Tanya Heinz van Marula Media wat berig die woordvoerder van die president wat gesê het watter aanbevelings hierdie verslag gemaak het. Die eerste verslag het byvoorbeeld gesê Cedric Sibia, getuie G, Sergeant van Nkosi wat ons weet nou nie meer ons polisiekommissaris is nie, en Brown Mogotsi moet onmiddellik ondersoek word. En dan het die volgende verslag het verdere aanbevelings gemaak wat gesê daar moet 'n onmiddellike ondersoek gedoen word oor Mogotsi en getuie geen hele misdaadintelligensie en dit waarby hulle betrokke was. Dit is die verslag. En dan aan die ander kant het die Mlanga-kommissie hierdie week nog steeds voortgegaan met hulle verslag, spesifiek gekyk na die ondersoekdirektoraat en Andrea Johnson, boodskappe wat sy gestuur het. Ons weet intussen dat sy gevra het vir 'n bedanking en onmiddellik haar bedanking is toe onmiddellik toegestaan, dat daar nog steeds gevra word, maar gaan sy verantwoording doen vir wat sy gedoen het. So die Mlanga-kommissie wat nog steeds voortgaan, November. So hulle het nog, ek moet net mooi tel, 3 maande, dan moet daar 'n verslag wees op die president se tafel. En dan hoop ons as burgers van Suid-Afrika dat daar daadwerklike aksie geneem gaan word. Ja. En ek meen die MK-party wat hierdie week hulle nuwe bestuur en lede aangestel het en Brown Mogotsi wat nog steeds 'n groot rol in die politiek daar speel. So. Baie vreemd om dit eintlik te sien, maar ek dink ons almal wag vir daai verslag in November, maar nie net wag vir die verslag nie, ons wag ook om te hoor hoe die president reageer en watter verder ondersoek ons gaan sien. En hopelik, ek dink baie van ons sê indien daar mense skuldig bevind word in hegtenisnemings ook en daarmee kyk, ons het daarom hierdie week ook gesien, Julius Mkhwanazi en nog 4 vermeende beskuldigdes wat in hegtenis geneem is, en dit is die 4de keer wat Mkhwanazi, en dis sy 4de aanklag waarop hy in hegtenis geneem is. So ek dink hy ken al die drill. Hy ken die drill. Ek sien baie mense het gesê hy moet nou afgedank word, want hy's nog nie in die hele tussentyd nie afgedank nie. So baie mense het gaan waarom is hy nog nie afgedank? Waarom is hy nog nie afgedank nie? Dan iets wat ons oor gepraat het, toe dit net nuus gemaak het en toe het ons half ophou daaroor praat en nou is dit weer terug in nuus, maar dit is eintlik kommerwekkend as jy kyk na die syfers, die Ebola virus. Ja, ek dink omdat ons hier in die suidpunt van Afrika sien ons nie heeltyd hoe dit daar bo in Afrika gaan nie. So die Ebola virus wat baie groot uitbraak in die Demokratiese Republiek Kongo het en natuurlik ook in Uganda waar dit 'n groot uitbraak het, maar nou so erg in die DRC dat hulle gaan nou van plan verander, hulle gaan van na deur tot deur gaan om mense fisies te gaan soek wat die virus het. Interessant, en een van die goed wat ek gekyk het, sê hulle dat die mense ontken dat die virus bestaan. So mense gaan nie vir behandeling nie, hulle wil nie die veilige begrafnisse doen nie, want hulle ontken dat die virus bestaan. Dit is 'n skande. So dit is deel van die uitdagings wat die werkers het in daardie omgewing, die mediese werkers, is om 'n opvoeding te doen dat hierdie 'n daadwerklike probleem is. En die virus wat gemuteer het, hy het 'n baie interessante naam, Bundibugyo mutasie, wat van Mei af gesien is, maar waarskynlik al van Januarie af versprei het en dis nou op hierdie stadium 'n baie groot krisis is. Ja, dit is interessant want hulle sê al meer as 1800 mense het gesterf, meer as 4000 het dit al opgedoen. En hulle sê dis ook die tweede grootste uitbreking tot dusver van Ebola virus. So dit is definitief iets om dop te hou. Ek weet hulle het gesê daar's nie kommer tot paniek nie op hierdie stadium. Nee, ek dink nie daar's kommer tot paniek nie en ek kyk, daar's ook regulasies ingestel, reisregulasies vanuit daai lande uit. So jy moet soos jouself kwarantyne en sulke goed as jy wil reis. Ek dink dit is 'n groot probleem is die ontkenning. Dis nie in die lug nie. Nee, dit is belangrik om te sê as mense wonder daaroor, dit is nie soos ons pandemie wat liggaamsvloeistowwe en grillerige vloeistowwe wat jy nou sal noem nie, maar 'n kontak daarmee wat dan in jou mond of in die weefsel deur jou mond of jou oë of hoe ook al dan ingaan of in gebreekte vel op plekke. So mense hoef nie verskriklik te grillerig daaroor te wees nie. Daar is lande, ons buurlande
kyk na koors elke keer as jy by 'n grenspos ingaan. In Suid-Afrika doen ons dit nog nie. Jy kan in Suid-Afrika kom sonder om gescan te word. Is jy seker? Nog steeds by ek was al deur Botswana se grens. Goed, ja. Maar ek wou sê by Ouertuin bevat hulle definitief jou koers. Daar kan jy nog steeds deurkom, niemand gee regtig om nie. Maar ja. Kyk, ek gaan nie met hom stry nie, hy is die wêreldreisiger tussen ons. Dan moet ons praat oor Donald Trump wat graag wil stry. Och, kyk, hy is daar vir 'n bietjie konflik, of dit nou met Iran is en of dit op Truth Social is. Hy ontken dat daar gesprekke en 'n botsing, 'n konflik tussen hom en sy minister Pete Hegseth was oor 'n tekort aan ammunisie. Hy sê dis absolute nonsens en dat hulle nog genoeg ammunisie het. Intussen gaan die berigte al seker vir 2 weke rond dat Amerika se ammunisie besig is om klaar te raak en ek dink ook dis een van die redes hoekom Trump heeltyd sê hy wil vreeslik graag vrede hê. So hy sê sy ammunisie is besig om tekort, hy sê daar's genoeg ammunisie, maar die berigte sê daar was konflik tussen hom, hy en Pete Hegseth het blykbaar by Camp David vergader. Trump ontken dit. Hy sê dit het nie plaasgevind nie, fake news deur monde van sy woordvoerder, wat sê dit is glad nie die waarheid nie. Intussen berig die media 2 verskillende betroubare bronne wat wel sê dat daar hierdie gesprekke plaasgevind het en dat daar 'n tekort aan ammunisie is. En hy wil hulle nou tronk toe stuur omdat hulle dit sê. Korrek, maar hy moet hulle eers vind. Tanya, ons sluit af met 'n 97-jarige vrou wat ons almal inspireer. Luister, hierdie tannie, ek kon nie glo wat ek sien nie. Die tannie is 97 jaar oud, né? En sy het haar eie rekord gaan breek. Ek weet nie wat jy dit in Afrikaans noem nie, sy is 'n wingwalker. So hulle maak haar vas op 'n vlerk. Dit klink soos 'n Star Wars persoon. So dis amper soos dit. Sy word so op 'n vliegtuigie vasgemaak. 97 jaar oud en dan gaan loop sy daar. Sy loop nie, sy's vasgemaak, maar hierdie vliegtuig gaan doen toertjies daar in die lug, so die vlieënier sal vir haar sê, "Kyk, hy beweeg tipe van die vlerke." Dan wys hy met haar duime reg. Sy's nou reg om te gaan en dan draai hy die vliegtuig. Sy sê dit is net nog 'n dag op kantoor. Kyk, die tannie 97 jaar oud, sy het nie eens meer al haar tande nie. En sy loop op die vliegtuigie. Julle, ek weet nie. Kyk, hoe draai daar. Ja, korrek. Ek is ook uit. Nee, dit is baie maklik. Hulle maak jou vas. Jy kan uitpaas en alles. Jy bly daar. Nee, ek kan nie eers 'n gewone tuimelrit doen in 'n pretpark nie. So ek weet nie of ek dink daai is 'n goeie idee nie, maar die tannie inspireer. Pas jy net nê, jy kan enigiets probeer. En sy het verlede jaar 'n beroerte gehad en dis wat sy nou doen. Sy samel nou geld in vir die beroerte afdeling van die hospitaal. Genade Ek tog. sê jou, laat ons dit niks om oor te kla nie. Nee, verseker nie. Tanya, baie dankie vir die saamgesels en lekker naweek. Lekker naweek vir julle. Dis Tanya de Venter-Byker, ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.